So daar was 6 vlugtelingstede. Eintlik het God vir Moses dit al gesê. Ons lees die eerste keer daarvan, waar die Here vir Moses van dit vertel het. As hulle in die beloofde land inkom, en daar 6 stede op sy gesit word vir vlugtelinge. God is heilig, God straf sonde. As jy iemand se bloed geneem het, of iemand doodgemaak het, of bloed het gevloei, dan moet jy daarvoor betaal, op dieselfde manier. 'n Oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand. Dit is hoe dit gewerk het in die Ou Testament. Is 'n beginsel wat eintlik nog geld, nee. Ons kan nie net iemand se lewe vat. Bloed wat gestort word, as jy iemand se lewe neem, daarvoor moet betaal word, want jy dan God se skepsel doodgemaak. En die Here het toe weer vir Joshua daaraan herinner. En gesê, as jy nou gaan lees in Joshua hoofstuk 20, en daar staan, the Lord said to Joshua, as I said to my servant Moses, so must you do. En toe het hy vir hom gesê, hy moet 6 stede op sy sit. Die vlugtelingstede het so gewerk. Dit was vir iemand wat die dood van 'n ander veroorsaak het, sonder voorbedagte rade. Met ander woorde, die dood het gebeur, maar hy het dit nie beplan voor die tyd nie. Dis nie uit haatheid nie, dis nie omdat hy iemand wou doodmaak, of wou vergeld, of wat ook al die rede is nie. Dink dan maar net daaraan, daar kon 'n ongeluk gebeur het. Jy is besig om aan iets te werk, en die volgende oomblik trek jy iets uit, of iets word gestoot, en iets val op iemand anders. En dit is hoekom die Here beskermende wette ingebring het, om mense wat nie dit gedoen het met opset nie, om daai mense te beskerm. Die vlugtelingstede was ook beskikbaar gewees vir diegene wat buite die volk van Israel was. Ek weet nie of julle dit weet nie. Dit was nie net vir die Here se volk nie, vir enige iemand wat moes vlug vir sy lewe, kon soontoe gaan. Dan was daar instruksie gegee dat die 6 vrystede moes redelik goed versprei gewees het oor die hele land, sodat jy in watter grondgebied jy ook al is en jouself bevind, dat jy binne 'n dagreis by 'n vlugtelingstad kon uitkom. Dan moes die pad ordentlik gemerk word en versorg word. Daar mag nie, kom ons sê in Engels, obstacles wees om die persoon te verhoed om by hierdie stad uit te kom. Niemand mag hom verhoed nie, maar die bloedvreker is natuurlik die persoon wat agter hom aan is. En as die bloedvreker hom sou kry voordat hy by die vlugtelingstad uitkom, dan is dit natuurlik vir hom te laat, dan kan hy homself op hierdie persoon breek. So, en dan as die persoon by die vlugtelingstad uitkom, dan moet hulle vir hom oopmaak dat hy kan ingaan, en hy moet daar by die hekke, of die ingang van die stad, moet hy sy saak pleit, en hy moet vir asiel aansoek doen, wat dan aan hom toegeken word, onder die voorwaarde, dat hierdie saak nie net daar gelos word nie. Die oudstes kom by mekaar, hierdie persoon moet ondervra word, daar moet agtergekom word, is daar 'n getuie, daar moet altyd 1 of 2 getuies teenwoordig gewees het, wat ook kan bevestig. En dan sou hulle gewoonlik, as hulle na 'n sekere tydperk besef, maar die persoon is onskuldig, dan moet hulle nou 'n afvaardiging stuur na die stad waar hy vandaan kom, hulle moet daai ouderlinge gaan sien, en dan moet hulle nou gesels en besluit oor hierdie persoon se toekoms. As hy onskuldig is, dan kan hy, en daar's natuurlik ook getuienis daaraan verbonde, of nee, kom ek stel dit, dan kan hy huis toe gaan, dan is die saak afgehandel. As hy onskuldig is, maar hulle kry nie getuies om te kom help nie, en hulle voel dat hierdie persoon is gerehabiliteer en hy's reg om terug te gaan na sy stad toe, maar die bloedvreker wil dit nie toelaat nie. Hy het die vrede gemaak, en dan kan hy ook nie uit die stad uitkom nie. Dan moet hy daar bly, hy's veilig solank hy binne in die stad bly. Die oomblik as jy uit die stad uitgaan, dan het die bloedvreker die reg om jou lewe te kom neem. En dan wat baie mooi beeld is, as hy in die stad moet bly, en hy werk daar nie, hy leef nie op ander mense se getuig nie. Hy moet dit wat hy kan doen, of hy moet geleer word om iets te doen, hy moet ook sy kant bring. Dan moet hy daar woon en werk. Die Here sê ook plant, gaan voort. Hy kan self stel as hy wil, en kinders sê hy is dan deel van daai stad. Maar wanneer die hoëpriester tot sterwe kom, dan word sy vryheid gekoop of ingeruil. Dan mag hy vrygaan, en dan mag die bloedvreker homself ook nie opbreek. Wat natuurlik vir ons
'n heenwyser is, nie, na ons Messias. So, die hele totale idee van die vlugtelingstede is eintlik evangelie. So dit het my aangegryp. En dan wil ek iets anders gou sê. Ek het nou gepraat van die goue draad van die evangelie wat deur die hele Bybel loop. Het julle al gehoor van die term types and shadows of Christ? Of typology? Dit is vir my nou mooi in Engels, maar dit is tipes van Christus, of 'n skaduwee, of 'n prentjie van Christus. Dis hoe ek dit nou die beste kan beskryf in Engels. Nou daar's heelwat van hulle in die Ou Testament. Dit kan 'n persoon wees. Jy kan nou gou vinnig dink, wie was 'n tipe van Christus? Moses. En Josef is dit hier van Joshua. Ja, daar's baie van hulle in die Bybel. Daar is plekke of strukture wat die heenwyser is na Christus. Wat nou die vlugtelingstede is, maar ook selfs die tabernakel. Alles wat binne in die tabernakel was. Dit is net ongelooflik. So plekke, strukture, gebeurtenisse kan wys na Jesus Christus. Die sonvloed en die ark. So daar's baie dinge. Kleure in die Bybel kan heenwys na Christus. Die kleure wat hulle spesifiek gebruik het vir die tabernakel. Ja. Seremonies kan wys na Christus. Nommers in die Bybel kan wys na Christus. So, nou die vlugtelingstede is nou 'n tipe van Christus of 'n typology. En daar's 6 vlugtelingstede. En ek gaan nou gou net vinnig deur hulle al 6 gaan. En dan gaan julle sien, as ek nou by my keuse gekom het, hoekom ek dit gekies het. So, een van die stede se naam was Kadesh of Kadesh. Ja, hoe sê jy weer? Ja, Kadesh, ja. En dit beteken holy of heilig. So kom ons praat nou gou oor heilig. God is heilig. God haat sonde. God moet sonde straf. God is God van liefde ook. Maar ons kan nie die goeie nuus ten volle begryp voordat jy nie die slegte nuus verstaan nie. Dit begin met die slegte nuus. As jy gaan kyk in Romeine, wat sê die Here? All have sinned and fall short of the glory of God. Daar's nie een persoon op hierdie wêreld wat sondeloos is, en dit was net Jesus Christus. Ons is nie heilig nie. So hoe kan ek nou by 'n heilige God uitkom? Daar's net een manier. En dit is iemand anders wat heilig is, soos God. En dit is Jesus Christus. So die eerste vlugtelingstad, Kadesh, heilig. Dit bring ons na God. Ons kan met 'n heilige God weer 'n verhouding hê, soos wat Adam en Eva in die begin gehad het, voor die sondeval. Omdat Jesus heilig is, het hy vir ons die weg gebaan, met sy lewe het hy gedoen. En daarom kan ons met 'n heilige God 'n verbintenis hê. Dan die volgende stad is Hebron, wat beteken fellowship. So baie dieselfde wat ek nou gesê het. Ons weet sonde het ons verwyder van God. Daardie oop kanaal wat daar tussen God en Adam en Eva was, hy dan saam met hulle gewandel en met hulle gepraat, was verwyder. En dit was Jesus Christus wat vir ons gekom het en daai fellowship, gemeenskap met die Vader vir ons kom herstel. Hy het ons weer teruggebring na die Vader toe. En ons kan nou vrylik met die Vader praat en Jesus Christus is die intercessor, sê ons in Engels. Ja. Hy is aan die regterhand van God die Vader en ons het daai oop kanaal nou. Die volgende stad waaroor ek wil praat is Bezer of Bezer. Dit beteken strong tower, fortified city. Ons almal ken daai liedjie nie. The name of the Lord is a strong tower. Besef ons wat ons sê. Gaan skuil ons altyd by die strong tower, waar jy is ons op pad elke keer. Hy is ons sterkte, hy is ons veilige vesting. En dit is net moontlik wanneer jy die Here dien. Daar's baie psalms wat praat van blessed all the, en dan noem dit 'n klomp goed op. Wat ons is geseënd as ons skuil by die Here. Daai belofte is net vir sy kinders met hom. Jy sal dikwels hoor hoe mense wat nie die Here dien nie, ook hierdie verse gebruik. Of ook wil sê, maar die Here moet nou hierdie goed vir my doen, of hy moet my beskerm, ek moet nou gou net hierdie noodgebedjie opsê. Dis 'n verhouding wat jy met die Here vorm. As jy in die skaduwee van die Almagtige wil rus, of in die strong tower wil wees,
dan moet jy dikwels tyd saam met hom spandeer. Dis vir daardie mense bedoel, dit is nie vir die mense buitekant bedoel nie. Dis nie net 'n kragtige woord of 'n sin wat ek kan gebruik nie. En dan is ons volgende stad Ramoth in Gilead of Ramoth. Dit beteken exalted of high. Nou daaroor kan ons nou ook iets sê van die Messias. Ons weet, nadat Jesus verneder was en aan die kruis gesterf het, is hy verhoog. Hy is exalted, he sits on the right hand of the Father. En wat gebeur met ons as ons eendag doodgaan? Ons word ook opgehef. Om die waarheid te sê, gaan ons saam met Christus regeer. Het julle dit geweet? Ja. In die 1000 jaar vrederyk gaan ons saam met hom regeer. Dis 'n wonderlike gedagte om daaraan te dink. En dan is die ander stad waaroor ek wil praat, Golan. Golan beteken exiled of banneling in Afrikaans. Wat het hulle met Jesus gedoen? Hoekom is Jesus buitekant die stad gekruisig? Hoekom het hulle hom uit die stad uitgevat? Buitekant die stad het hulle gewoonlik die waste verbrand. Buitekant die stad het hulle gewoonlik mense wat byvoorbeeld melaats was, of mense wat uitgeworpenes was, wat nie deel was van die Joodse volk nie. Hulle het hulle daar gaan beskaard, weggegooi. Hulle het niks beteken nie. As iemand 'n rebel was, het hulle hom uit die stad uitgesleep, of as iemand adultery gepleeg het, nie, 'n man of 'n vrou, hulle huweliksbelofte nie nagekom het nie, en by 'n ander persoon betrokke was, hulle is uitgesleep uit die stad uit, en hulle is daar met klippe doodgemaak. As jy buitekant die stad doodgemaak word, het dit beteken dat jy nie iets goeds was nie, en dat die mense nie baie van jou gedink het nie, hulle distansieer, hulle gooi jou weg. Dis waarheen hulle vir Christus gevat het, om saam met hierdie rower en slegte mense buitekant die stad te sterf. En hy het dit gedoen sodat dit nie vir ons nodig is om uit die stad uitgesleep te word of in die ewige verdoemenis ingesleep te word. Hy het dit namens ons gedoen. En dan baie die lekker een vir laaste, dis nou Shechem of Sichem, wat skouer is. Nou ek het nou vir julle daai versie ook gelees. The government will be upon his shoulder. Wat maak hulle met 'n juk? Waar word 'n juk op gesit op die os of die, ja, dan praat ons van 'n os, is op die skouer. Ja. Waar het Jesus die kruis gedra? Op sy skouer. Die Bybel praat daarvan dat ons bekommernisse op hom moet werp. Dis op sy skouers. En as 'n mens dan dink aan skouers, wat sit tussen twee skouers? Dis jou hart. Dis God se hart. Dis waar jy tot rus kom, wanneer jy jou rusplek gevind het hier by God se hart. En dit is hoekom Sichem het vir my die meeste betekenis gehou. Ek het van al die stede se name gehou, het aan alles gedink, maar vir my was dit spesiaal. Dit het vir my gevoel, dis waar ek is. Dis waar ek heeltyd wil bly. En dis waar ek wil hê ander mense moet ook wees. Hulle moet hulle rusplek hier vind by God. En dit is hoekom ek toe nou besluit het, ek wil skryf oor Sichem.